Kan jy glo die 25ste is lekker om saam jou te kuier op 'n Dinsdag aand en 'n mooi aand. Besonderse dag gewees, rustig en my jongste seun het bietjie kom kuier, hy het vanoggend klaar gemaak met sy eksamens en toe het ons twee langs die dam vanmiddag gesit. Paar buite aan sy kant. Ek het maar net gesit en vis gevang, horisontaal, so half in die allerheiligste in beweeg met my oë toe. En kon sien hy het dit baie geniet en mooi weer en kan nie dink ons het sulke swaar weer die laaste paar dae gehad nie. Vir my lekker om saam jou te kuier en glo dat jy is ook heel ontspanne, almal het klaar geëet. Kids is deur die bad, huiswerk, eksamens, alles is voorberei en mamma en pappa kan nou 'n bietjie ontspan. Nou, gebruik hierdie tyd om sommer net ook te geniet wat die Here vir jou instoor het. Vanaand is my baie lekker om saam jou te kuier en my gebed is dat jy ook sal ervaar en geniet God se teenwoordigheid en sy guns. As jy nuut is op ons blaaie, jy sal my nommer sien verskyn op TikTok en ook so op Facebook. Jy is meer as welkom om daai nommer neer te skryf, ons 'n boodskap te stuur en sê, laai my op die groep, stuur net jou naam, dan plaas ons jou op die groep en jy ontvang ons aandboodskappe en jy ontvang ons oggendboodskappe. En wat 'n seën om te sien wat die Here mee besig is in harte en in lewens. En welkom Wesley daar van Greenstone. Ek weet nie waar is dit nie, ek dink is in Johannesburg iewerste. Daar sy, Yvonne, baie welkom. Christa, daar op TikTok. Ivan, Elmarie, Renier, het almal is grote, lekker dag agter die rug. En ek het gisteraand so ervaar deur die tema, jou deurbraak is hier, dat ek kon sommer net ervaar hoe die Here boetas en sissas aangeraak het, hier en wel. So, ek wil jou uitnooi om werklik waar vanaand jou ore oop te maak, en as ek sê ore, dan praat ek van jou geestesore, jou hart, om te hoor wat God ook vanaand vir jou instoor het. En vanaand wil ek juis, wat ek vanoggend op my dagstukkie mee gedeel het, wil ek vanaand verder gaan oor God sal voorsien. Ek het gisterand gesels oor jou deurbraak en vanaand wil ek vir jou sê, God sal voorsien. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. En ek weet ons wil dinge mos altyd al gister gedoen gehad het. God se tyd is die beste. En Vader, wat 'n voorreg dat ons vanaand so net in die teenwoordigheid saam kan kuier en die naam groot maak en bid dat U hom en haar in 'n besonder sal seën, omvou met U krag en ook so met U sterkte en die Heilige Gees, ook vanaand dat ons sal spreek en ons sal wys in ons lewens waar ons moet verander en waar ons moet groei. So bid ek vanaand, Here, dat hierdie woord harte en lewens sal aanraak. My gebed in Jesus se naam. Amen. Ek sien Ursula saam vanaand en Aidelet en Anne-Marie, baie welkom julle almal. En kom ek en jy vanaand vat God op sy woord. Kom ek en jy gebruik die geleentheid om die woord 'n realiteit te maak. Daar kom tye in elkeen van ons se lewens wanneer jy voor 'n situasie staan wat jy nie weet hoe die einde gaan lyk nie. En natuurlik weet ons nie wat hou môre in en wat hou die toekoms in nie. En jy kyk na jou middele wat jy het en dit maak nie sin hoe jy deur alles gaan kom nie. Het jy al so gevoel en vir jouself gesê, hoe gaan ek hier deurkom? Ek kan onthou baie jare gelede bou ek 'n kerk en ek moet die lone betaal daai week.
vir een of ander rede, kan jy onthou nie, is baie jare terug, omtrent 25 jaar, ja, presies 25 jaar gelede. En ek moet lone betaal, en ons wag vir geld by die kerk om in te kom, en die prokureurs kan dit nog nie oorbetaal nie. En jy weet hoe's werkers, as hulle nie hulle geld kry op 'n Vrydagmiddag nie. Hulle breek al die mure af, wat jy gebou het die week. En ek vertrou die Here, en ek sê, Here, dit wat ons het is so min. En ek sal dit nooit vergeet nie. Stop 'n man, ek dink sy naam is Henk, hy was op my kerkraad gewees, stop al by die kerkie middag, en hy roep my, en hy sê vir my, hoorie, dat iemand vanoggend by die myn aangekom met hierdie koevert, en hy het net gesê, gee dit vir julle pastoor, hy sal weet wat om dit te doen. Nou, ons bly in Ceres, en daai ou kom van Klerksdorp af, ken ons van geen kant af nie. Dis hoe die Here werk. Tot op die rand en sent het ons genoeg geld gehad om alles te betaal. En dalk sit jy vanaand en jy dink aan iets wat opgekom het terwyl ek nou gesels oor hoe dit vir jou onmoontlik lyk en dinge net nie sin maak nie. En jy kyk na jou hulpbronne en dit is te min en jy kyk na jou eie krag en jy voel dit val jou, jy weet nie hoe gaan jy staande bly in hierdie storm, hoe gaan jy dit maak nie, maar dan kom die Heilige Gees en dan fluister, jy weet die Heilige Gees, kyk weg van jou eie hande, kyk na my hande. Ek sit net nou, al vanmiddag, voor ek my seun gaan haal, is ek gou hier in Montana en ek sit in die parkeerarea en terwyl ek daar in die voertuig sit, 'n spesifieke saak het ek oorbid, sê ek, Here, ek ken my hart, en dit kom by my op, kyk weg van jou eie hande af, kyk na God se hande, en ek dink dis wat jy vanaand moet doen is, in jou menslike vermoë, dit is menslik om alles te wil doen wat jy kan, maar om oor te gee en God te vertrou. En ek wil vanaand hê jy met jou oë van jou storm afval, jou oë van jou situasie, en jy moet jou oë van jou hande afval, en van jou eie vermoë, en jou oë op God plaas. Jy weet Genesis 22, en jy kan dit gaan lees, daar waar Abraham ook gewees het, en hy moes uitlei, en hy kom voor hierdie berg, en in Genesis 22 sê die Here, op die berg van die Here sal daar voorsien word. God sal self voorsien. En ek wil vir jou sê, dat waar jy nou sit, is om jou oë van jou tydelike aftal, en dit op God te plaas. God sal self voorsien. God, en ek kan dit nie oor beklemtoon nie, God se voorsiening is nie 'n wens nie. Dis 'n waarborg. Dit is 'n realiteit. En dit is wat Abba Vader ook vanaand by jou wil kom by stil staan, om vir jou te sê, ek het dit. En moenie angstig rondkyk nie. God voorsien uit sy karakter, uit sy godheid, nie uit jou omstandighede nie, omstandighede nie. God voorsien uit sy karakter, nie omstandighede, uit jouself. Het jy en ek nie die vermoë om dinge te laat werk nie? Het ons nie die vermoë om die see oop te kloof en bitter na soet te verander nie? Uit God alleenlik kan dit plaasvind. Psalm 23, 'n baie bekende gedeelte, sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Wanneer Dawid dit skryf, sit hy nie in 'n paleis nie. Nee. Hy is op die vlug. Hy sê nie, ek het omdat ek sien. Nee. Jy sien, hy kom en hy sê, ek het omdat God is. Ek is. Die Here is my herder.
En ek wil hê daar waar jy sit, meneer, mevrou, in die omstandigheid, is om te sê, Here, U is my herder, niks sal my ontbreek nie. En ek plaas my hoop, ek plaas my vermoë, ek sit alles in U. Jy sien, God se voorsiening is 'n persoonlike verbondsbelofte. Nie 'n reaksie op nood nie. Hierdie is 'n belofte. Hierdie is 'n belofte. Jou omstandighede verander nie God se naam nie. God word nie al hoe kleiner omdat dit vir jou voel om jou omstandighede groter word dat God net nêrens is nie. Ek het dit hierdie laaste week en ek sit nogal net nou en ek dink, want daar's 'n penstreep wat ek kan deurtrek deur maande wat ek bedien en wat konstant deurkom in boodskappe. En dit is so asof hierdie laaste maand die Here dit baie duidelik gesê het vir my en ek wil dit vanaand weer, ek kan dit nie oorbeklemtoon, dat wanneer daai saad in die grond is, kan jy niks sien nie, maar God is besig met daai saad onder die grond. En terwyl jy nou nie weet wat aangaan en nie kan sien nie en angsbevange en vreesantjane is, wil ek vir jou sê, God is besig. God voorsien nie omdat dinge goed gaan nie. Hy voorsien omdat hy goed is. Jou omstandighede verander nie God se opinie nie. Selfs in die mees seerste en droogste tyd wat jy deurgaan, wat ek gister gesê het, sal hy voorsien, Jehovah Jireh, hy sal voorsien. God voorsien op sy tyd, nie ons tyd nie. En by daai plek te kan kom om te besef dat ek het oorgegee, dan moet ek, as die oomblik as jy oorgegee het aan God, dan moet jy een kant toe staan. Jy moet glo, maar jy moet dit los in God se hande. Want sy tyd is nie ons tyd nie. Sy tyd is die beste tyd. Habakuk 2 vers 3, al vertoef dit, wag daarop. Dit sal beslis kom, dit sal nie uitbly nie. Ek wil vir jou sê, voel dit vir jou, of jy 'n maand, 'n jaar of 10 jaar wag? Wel, ek wil vanaand vir jou sê, hierdie woord sê, al vertoef dit. Gaan lees Habakuk 2. Al vertoef dit, wag daarop. Die wag is baie keer vir jou en my 'n dilemma. Want ons kyk na die nood en ons kyk na die deurbraak wat dringend moet plaasvind. En God kom en hy self vertoef dit. Wag daarop. Wag beteken om oor te gee. Dit sal beslis kom. Dit sal nie uitbly nie. Sê Habakuk 2. Sjoe. Wat ek jou vanaand die versekering kan gee, is dat God is nooit laat nie. Hy is wakker oor sy woord om dit te volbring. En God is ook nooit haastig nie. My besem het gebreek en vanmiddag koop ek 'n nuwe besem. En toe ek nou vee, nou ek het nou nie my graad in veekunde nie, maar toe voel dit vir my, ja, hierdie nuwe besem vee mos nou, hy vee mos nou baie lekkerder. Voel of hy nou 'n bietjie skoner maak. En wanneer ek en jy op 'n plek kom en ons gedagtes vernuwe, weet jy, dan verander ons spraak en ons optredes verander en ons uitkyk verander en dit verander alles om ons, dit maak alles nuut
En ek moet vanaand by 'n plek kom om te sê, Here, ek het dit misgekyk en ek het misgevat. U voorsien altyd. Ek sien dit net nooit raak nie. Ons wil altyd alles opmeet aan geld. Ons wil God se voorsiening opmeet. Altyd aan die materiële. Maar ek dink as jy vanaand gaan stil sit, gaan rustig raak, gaan jy agterkom, hoe baie voorsien God. En eintlik hoe baie wonderwerke is daar. Ek moes leer dat hy is nie haastig nie. Dit het ook baie gevat van my as man om rustig te raak, om te wag. Te wag. Ek weet iets moois is op pad. Ek weet iets groots is op pad. Maar is nog nie daar nie. Maar Here, ek wag op U geduldig. Ons is haastig. En wanneer ons haastig is, dan is ons nie doelgerig nie. Omdat God nie haastig is nie, is hy doelgerig. En as God sê ek gaan seën, dan sal hy seën. Dit vra dat ek wag. En dan gebeur die wonder. In die wag raak ek stil. Sien ek die groter prentjie. En dis hoekom ek vanaand vir jou kan sê, God is doelgerig. Kere het dit vir my gevoel dat God nie opdaag nie. En dan is ons ongeduldig en ons voel hy het ons in die steek gelaat. Ons voel hy het sy rug op ons gedraai. Vertraging beteken nie verwerping nie. Abraham offer en God se voorsiening kom op die laaste oomblik. Jy voel jy gaan deur 'n vuurwind. Jy voel dat jy nie meer kan nie. Luister, Abraham met sy seun offer. Hy bou die altaar. Hy pak die hout. En hy is op die punt om sy seun te offer. En God kom deur. En ek wil jy moet vanaand ook in die geestesriem, in die geestesoog ook sien hoe God opdaag. En kry daai afwagting en daai verwagting. Kweek dit. En raak opgewonde. In die wag. In die wag gebeur mooi dinge. In die wag ontdek jy op mooi dinge. In die wag val baie dinge ook af. Wat moet af? Wat moet uit? En God antwoord op die laaste oomblik vir Abraham. En dit is my so mooi. Hy stuur 'n ram. Jy sien, God kloof die Rooi See oop wanneer Moses sy voet in die water sit. Hy voorsien wanneer geloof opstaan, nie wanneer omstandighede verander nie. En God voorsien op sy manier, nie op my manier nie. Ek het nou net gesê, sy tyd. En nou wil ek vir jou sê, op sy manier. Is dit nie so dat ons in 'n tipe van 'n raamwerk verval het van ons handel en ons wandel daagliks nie? Ons het in 'n roetine geval, en selfs in ons verhouding met God het godsdiens gemaak dat ons God ook net vertrou in 'n raamwerk, en die Here vanaand eintlik vir my en jou sê, om my te vertrou vir meer, vir groter, vir beter. En juis hier te kan kom om te besef, sy tyd en sy manier is die beste. Jesaja 55 vers 8 en 9 kan jy gaan lees, en hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie.
Ek sou dinge so wou gedoen het. En jy sou dalk so wou antwoord en so wou optree. En God doen dit nie so nie. Hy het sy eie manier. En dalk is hier 'n paar punte wat ek en jy moet dalk bietjie op ag gee. Want soms lyk God se voorsiening soos 'n deur wat oopgaan. Soms soos 'n deur wat gesluit is. Soms lyk dit soos 'n wonderwerk en soms lyk dit soos 'n bevestiging en soms, jy weet, soos iemand wat prakties help. Soms soos 'n verandering. God, Boeta, Sissa, hoor vanaand, is nie beperk nie. God word ook nie beperk nie. En hy het baie maniere hoe hy sy voorsiening wil uitbring by jou wat nou luister. En as ek sê God sal voorsien, dink in jou eie bootjie, in jou eie storm, jou eie wandel, en sien vanaand dat God, en sê dankie Here dat daar geen beperking op u is nie. En u het soveel maniere wat u op voorsien. Bonatuurlik sal God voorsien. Hy sal mense gebruik, deur wysheid, deur die verandering van harte, deur geleenthede. God, deur sy gees, wil net by jou kom stilstaan en 'n werk kom doen. Op sy manier. Die kos in die woestyn was nie baie fancy gewees nie, maar dit was genoeg gewees. God se voorsiening vir jou is perfek. Al lyk dit nie altyd soos hoe jy dit wou gehad het nie. Wat sê ek vir jou? As God voorsien, doen hy dit vir sy doel, nie vir my gemak nie. En daarom weet ek, dat sy doel en sy plan met Stefan se lewe is die beste. Nie omdat jy sy wit broodjie of sy blue eye kind is nie. En dat hy een bo ander een voortrek nie. Maar dat hy daardeur verheerlik sal word en dat dit sy doel is om te voorsien. God se doel is om by jou stil te staan en aan jou te voorsien. Romeine 8:28 sê alles werk ten goeie mee. Jy sien God se voorsiening is nie net fisies nie, dit is ook geestelik. En net ons nie maar elkeen iewers wortels wat moet uitgetrek word in ons lewens. Al die kleine hasies in die koringland. Afguns, jaloesie, twis, haat. Soveel dinge. En ek dink ons kyk net in die fisiese, maar God wil in die gees ook by jou kom stilstaan vanaand. En dan wil ek so ver gaan om te sê hy wil voorsien. Wat wil hy kom voorsien? Krag, wysheid, strategiese verbindings. Dis God wil. Nuwe denke, deurbrake in jou karakter en geloof en volharding. En ek dink jy kan som op die lysie dalk nog 'n paar bysit. Soms gee God nie wat jy vra nie. Want hy is besig om vir jou iets groters voor te berei. En ek is hier waar ek nou sit, is ek daar. Iets maar iets beters. Iets groters. En ek weet God se voorsiening werk altyd vir jou roeping. Josef wou uit die put uitkom.
Maar God wou in die paleis hê. Wat gebeur wanneer jy en ek glo dat God sal voorsien? Wel, jou geloof verander jou atmosfeer. Jou geloof verander alles om jou. Wat gebeur as jy glo? Want geloof skep ruimte vir God om te beweeg. En dis wanneer ek oorgee. Dis wanneer ek dit vir God gee. Wanneer jy hierdie stelling maak, God sal voorsien, dan gebeur daar 'n paar dinge. Hebreërs 11 vers 1, hy verander jou atmosfeer. Dit skep vir God 'n ruimte om te beweeg. Tweedens, jou woorde begin jou toekoms te vorm. Ek gaan lees Spreuke 18:21. Wat jy sien, wat jy sê, word wat jy sien. Derdens, jou vrees verloor sy greep. En dis 'n hartseer punt hierdie, want daar's soveel boetas en sissas in hierdie dag en uur, wat vasgevang is in vrees. Vrees van hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek hier deurkom? Ek het nie genoegsame middele. Want jy kyk nie meer die oomblik as jy by so 'n plek kom, wanneer jy glo dat God sal voorsien. Weet jy wat gebeur? Vrees verloor sy greep. Want jy kyk nie meer na jou storm nie, jy kyk na God, jy kyk na die herder. Hy is in beheer. En wanneer jy glo dat God sal voorsien, weet jy wat gebeur dan? Jou verwagtinge beweeg God se hand. En dis waar ek en jy moet kom. Dis om weer 'n verwagting te koester en te kweek. Wat gebeur dan nog? Jou hart kom tot rus. Ai, mense is onrustig. Jou vrede hou jou vas, selfs wanneer jy nie antwoord het nie, Filippense 4 vers 6 en 7. God se voorsiening is nie iets wat hy doen nie. Dit is wie hy is. Dit is wie God is. En hier is 'n oproep tot jou geloof. Wat jy nie kan sien nie, kan God reeds voorsien. Wat jy nie kan dra nie, wil ek vir jou sê, dra God saam met jou. Wat jy nie kan oplos nie, het God alreeds 'n uitweg. En wat jy nie voor kan voorsien nie, God sal voorsien. Ek het so lank gewag vir my seun om te kom. En want hulle is net met seker goed baie meer gemaklik en geskool. En ek sê vir hom, hoorie man, hierdie foon van my,
Ek wil hom ook soos al die jonges tap net, dan vir ek elke keer, want ek soek altyd my kaart. Partykeer sit ek my kaart tussen my selfoon en sy cover, en dan vergeet ek daarvan, dan soek ek hom, dan ry ek, en dan los ek alles, en dan onthou ek later eers, ek het hom daar gesit. Nee pa, ek doen dit gou vir jou. Dit was net 2 minute nie. Hier is alles reg. En het ek nou al gestoei met dit? Ja, verskriklik lank. En hier kom 'n seun wat binnekort 16 word en hy tjoef tjaf. Wat sê ek vir jou? God het die antwoord alreeds vir ons gegee deur sy seun. Die resep van voorsiening en deurbraak is alreeds aan jou en my gegee deur sy seun. Ons moet dit net vat. Net hierdie Maria Lourens hierso, Kamsdag. Jy nie kan dra nie. Dra God saam met jou vanaand. En vanaand staan ek op die belofte saam met jou. En Here, vanaand wil ons dankie sê dat U die God van voorsiening is. En ons lê elke behoefte wat ons het vanaand by U voete neer. En ons sê vir U dankie in ons geestelike, in ons finansies, in die fisiese, in ons emosies, in elke faset, sit ons by U voete. U weet, vanaand, Hemelse Vader, wat hierdie man en vrou wat luister nodig het, nog voor hy en sy vrou. En vanaand sê ons dankie dat ons die geloof in U het, om te kan vertrou, die geduld, om U tyd in my lewe en in my situasie te eer. Ek sê vir U dankie vanaand, Here, dat ons die geleentheid het om dit te kan aangryp en die wysheid om U stem te kan herken en in vrede te weet U sal voorsien. Dankie daarvoor, Here. Ons loof U. Dankie vir hierdie man, hierdie vrou wat nou saam luister, se deurbraak wonderwerk oomblik. In Jesus se naam. Amen. Maar lekker gewees om saam jou te kuier en weer eens, as jy nog op die groep is en my nommer verskyn op die platforms, onthou môre aand 8:00 kuier ons weer so saam en dan breek ek die brood, die woord en is altyd opgewonde oor dit en stap in oorwinning, stap in deurbraak, stap in voorsiening en maak waar jy gaan 'n verskil op die markplein. Het baie lekker gewees om saam met te kuier. Kyk uit na môre weer saam met te kuier. Goedheid en guns. Soete nagrus. God bless.